En Here, ons het dit gesing nou, die naam bo elke naam. En dankie Here dat voor U buig. Ons het dit vroeër gesing, one day every knee shall bow, but still the greatest treasure remains for those who do it now. En Here, dankie dat ons nou in hierdie tyd wat ons leef, die geleentheid kan gebruik om ons knie te buig voor die naam bo elke naam, Jesus Christus. Halleluja. Amen. Halleluja. Yes. Halleluja. So, dankie André. Dankie, dit is kosbaar. Gaan jy hierdie blaai ook opplak teen julle yskaste. Yes, julle yskaste raak nou vol, ne? Ok, ek wil nou net vir my vrou sê dankie. Ek dink min mense weet, soos nou vanoggend die klank, en dan sit dit, en dan sit dat, en dan in die week, of nee, ander dag toe sien ek iemand, mense van PE, sit so 'n ding op van 'n ou wat bedien, en dit was so mooi, hoe hierdie ou bedien, en hy sê, dat dit 'n opdrag van God is, om by mekaar te kom, en hom te loof, en sy eer, om nie te beroof van sy eer nie. Toe gesê, hy moenie laat jou golf, of wat jy die vorige aand, ek praat nie van jou kar golf nie, maar of dat jou, dit wat jy die vorige aand gedoen het, keer, dat jy God beroof van sy lof, om saam met die gelowiges by mekaar te kom en te aanbid, en dan het ons so, ons besef nie die voorreg wat ons het, om vir 'n paar oomblikke stil te staan, en te pause, en die nagmaal te hou, stem jy saam, en vanoggend saam te aanbid, maar dan is daar nou tye soos vanoggend, wat arme ou Jerina moet rond, sy later mild steek, soos sy sukkel met die klank en alles so, gaan julle, dink julle, sal jy hom kan regkry, daai kanaal? So, julle moet asseblief bid vir die klank, ons sukkel al vir maande al, eers was dit die head mic wat gemors is, en toe dit en dat, maar Lord help, amen. Nou goed, ek gaan nie lang wees nie. Ok, nee, André het vir ons 'n powerful grondlegging gelê, en ek wil vanoggend sommer net opvang in dit. Nou, ons het vanoggend gesing, Jesus Messiah, die song, en hy begin met die woorde, He became sin, who knew no sin. En André het vir ons hier gesê, so that we might become his righteousness. Nou, André het nie geweet, wat se songs, het jy geweet, ons gaan dit sing? Ok, het jy al gesê? Ok, en toe hy nou hieronder sê, so dat ons kan word, Godse geregtigheid. Ek wil nou amper sê, nou die ene wat vir my kan sê, waar staan het, kry vandag sy offergawe. Nou gaan Jerina dit sê, maar wie van die week kan vir my sê, waar staan dit? Nee, dit ook, ja, Romeine gaan ook oor geregtigheid, yes, powerful. 2 Korintiërs 5 vers 21, 1, 2, 3, 2 Korintiërs 5 vers 21, dit is nou die sonnaskool, hy wat geen sonde geken het nie net die sondaar nie, maar die daad geword, het sondig geword, so dat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Is jy daar, Jandre? 2 Korintiërs 5 vers 17, 4 verse voor het sê, 1, 2, 3, I'm a new creation, I'm a brand new man, all things have passed away, I'm born again, more than a conqueror, that's who I am. Amen. Goed, so nou is julle almal lus om 2 Korintiërs 5 te gaan lees, maar by die huis vanmiddag. Goed, ok, ek wil net vanoggend, wil ek sê, sommer net klaarmaak of afsluit oor laasweekse boodskap. Laasweek het ons bedien oor die hedendaagse fariseer en die hedendaagse tollenaar. Nou, die van u wat dalk nou nie die boodskap van laasweek gekyk het nie, please, gaan kyk dit, vir wie van u het laasweekse boodskap iets beteken? Yes, dankie. So, yes, so,
Nou geliefdes, ek wil sommer net, ek gaan nou net dit so geraamte vat vir oggend, maar ek wil net begin om te sê, God het gekies. God het gekies om sy heerlikheid te openbaar deur feilbare mense soos ons. Ek het daar geskryf, wie is daar wat geen foute het nie? Stem jy saam? So, gebeur het dat leiers, dat groot manne van God foute maak. Nou, onthou, laasweek het ons die tendens gepraat oor die neiging wat nou weer van Amerika af, van die ouens wat nou vir Kenneth Copeland en Joel Osteen en al hierdie ouens as van die duiwel uitwys, so hol gerei, nou is daar mos nou die meneertjie van Suid-Afrika wat homself nou as aangestel het deur die woord is sy bediening wat nou, hy het homself nou as die judge van, en hy is net 'n Afrikaanse stem van dit wat nou in Amerika aangaan. Nou kry hulle weer lekker, want Kenneth Copeland gaan amper dood nou, slaan hulle hom en al wat hulle doen, hulle slaan die liggaam en oordeel die hele tyd. Nou geliefdes, God het gekies om sy heerlikheid deur feilbare mense te openbaar. Nou geliefdes, as daar, ek wil gou vra net, ons het nou lekker al gelees, maar as daar gou iemand wat vir ons net 1 Samuel 6, vers 16 en 23 kan lees. As iemand dit net gou vir ons daarna toe kan blaai, nou, ja, ek gaan nou net dit terwille van tyd, okay, nou, laas week het ons gesels, wie gaan dit gou vir ons lees? Ursula? Ursula, sal jy dit? 1 Samuel 6 vers 16 en 23. 1 Samuel 6 vers 16 en 23. Nou laas week het ek die ding gedeel en die sjokker, vir wie van u was dit 'n sjokker? Is dit 21? Van Michal, wat hy sê, Michal was onvrugbaar. Vers 21, sorry, dankie, ekskuus. Okay, ons het 'n ryk man in die gemeente, hy ry 'n BMW. Vanoggend toe sê hy vir my, hy het nie sy BMW daar gestop, en toe stop 'n ryk tannie, sy het so Cougar. So ryk Cougar, waar is dit? Nee, ek terg nie, maar toe, Rudolf, ek neem aan as jy, maar dis nou die tyd van die oggend, as die son so skyn, dan loer ek elke net sê, hoorie, maar dankie, maar in elk geval, kom ons gaan klaar. Maar Openbaring 2, die eerste brief, van die 7 briewe aan die 7 gemeentes, die heel eerste brief, sê die Here Jesus aan die gemeente van Efese, hoor hierdie sjokker, en dit het ons laasweek oor, vir die van julle wat dat dalk nog gemis het laasweek, hoor net gou, hy sê, ons kan valse mense uitkyk, terwyl in dieselfde tyd, as wat ons eerste liefde verlaat het. Wat beteken, dis maklik om die vinger te wys. Nou Jesaja 58 vers 9 sê, as jy van jou verwyder die uitsteek van die vinger. Goed, met ander woorde die judgment. En nou, daai brief aan daai gemeente van Efese is alles gerig, en hy sê dit alles gebeur as gevolg van dat mense die boom van die lewe verlaat het, en uit die boom van kennis leef. Nou geliefdes, wie van u weet, jy kan nie liefde fabriseer nie. Liefde is a hard thing. Stem jy saam? Nou wat Jesus daar so sê, hy sê, julle sê met julle mond, julle is lief, dis nou nie, julle nie, dis nou die wat die liggaam van Christus so onbeskaamd aanval, om al wat hulle doen het, is hulle val die liggaam, almal is van die duiwel behalwe hulle self. Nou op my nota staan, Niel gaan nou 'n handeklap kry, geef vir Niel 'n handeklap, maar dankie, ek terg nie, dankie. Nou geliefdes, om die liggaam van Christus te slaan, is een van die gevaarlikste dinge wat kan gebeur. Wie van u weet, dat die Here Jesus gesê het, toe hulle die werke van Jesus, as van die duiwel, geklassifiseer het, toe sê Jesus, dis die sonde teen die Heilige Gees. Het jy dit geweet?
Nou het u gesien, al van die oukies van Amerika, dan wys hulle hoe, want omdat hulle nie glo in tale praat nie, dan, as die kerk in tale praat, dan maak hulle so. Het nie of jy al van die foto's gesien het, nou die oukie van Suid-Afrika doen nou dieselfde. My vrou weet, dis wat die sataniste doen, as die kerk in tale begin praat. Vra vir ons weet, ons het met mense te doen, en mense wat uit die okkulte gekom het, sal vir jou sê, die oomblik as die kerk in tale begin bid, so, en dan hardloop hulle uit. Nou geliefdes, om die liggaam van Christus aan te val, as van die duiwel, en om tale as van die duiwel, en elke beweging wat God doen as van die duiwel, soos ek nou laasweek gesê het, ons wil net 'n kanaal oopmaak om geld te maak, om alles as van die duiwel uit te wys. Sluit by ons aan dat ons kan valse profete expose. Ag, asseblief. Geliefdes, dit is die gevaarlikste ding wat mense kan doen, want die skrif sê, dit is 'n uitvloeisel van die boom van kennis wat verlaat is, die boom van lewe wat verlaat is, as gevolg en verruil is vir die boom van kennis. Nou, hoor nou na Dawid trou met Saul se dogter. Nou, ek meen, hoe dom kan jy nou wees? Sy moes of vrek mooi gewees het, of iets, maar dat Saul Dawid geval het, Dawid se skoonpa wil hom doodmaak, Dawid se skoonpa haat hom en alles, maar hy trou met sy dogter. En so is Saul dood, en Dawid bring die ark van die verbond terug, en hy dans. En hy dans so, die koning dans om die ark, en hy dans laat sy van sy mantels afval. Maar hy dans, en hy sê, yes, and en hy sing Matt Redman se liedjie, ek weet nie wie dit eerste gesing het, Matt Redman of David, I will dance, I will sing, to be mad for my king. Wie van julle ken hy liedjie? Nothing more is hindering this passion in my soul, en dan sê, na 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 na, en dan sing hy, I'll become even more undignified than this. En sy dochter en sy vrou, hoor gou vers 16 en dan 21. Nog steeds. 1 Samuel 6 vers 16. Ja, 6 vers 16. En toe die 5 vorste van die Filistyne dit sien, en het hulle dieselfde dag teruggegaan na Ekron. 2, dis ook is 2, sorry, kom ek kwartier, ag sorry, hoor julle, julle weet wat so Romeis, nee, ok, ek het om seker, my fout, dis 2 Samuel, sorry, maar kom ek kwartier, dan nou sommer, julle gaan het mos lees, nee, terwille van tyd, 2 Samuel 6, nou weet ek ook my 23 verse en 21, nou vers 16 sê, hoor gou mooi, daar is Saul se dogter, naamlik Dawid se vrou, sien Dawid dans voor die Here, en die skrif sê, sy het op die paleis se balkon gestaan, en wat staan daar, is iemand al daar? Het iemand toevallig daar? Wat het sy gedoen? Sy het hom in haar hart verag. Met ander woorde, sy het hom gejudge en gesê, my pa sou dit nie gedoen het nie. So by the way, vir elke huwelik, dis dodelik vir 'n huwelik, om te sê, my ma sou dit nie so gedoen het nie, of my ma se kos is so, of net so by the way. Goed. Maar sy judge hom en sy sê, die skrif sê, sy het hom in haar hart verag. Daai hoofstuk sluit af. Wat was die straf van Michal? Sy was onvrugbaar tot die dag van haar dood. Geliefdes en daai onvrugbaar in die Bybelse tyd was een van die grootste straf wat iemand kon deurgaan. En dit is geestelike onvrugbaarheid, om nie vooruit te gaan in jou lewe nie, is die gevolg van judgment in 'n ou se hart. Nou op my notas het gestaan, hier gaan julle sê, wow. Nou die tema is, vir vanoggend is sy gemeente wat hy deur sy eie bloed verkry het. Nou geliefdes, ek jaag klaar, Handelinge 20 vers 28 is waar dit staan. En hy sê, dat ons is as herders aangestel om te waak. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, oor die gemeente wat hy met sy eie bloed verkry het. En dis hoekom het vanoggend
ek in my hart gevoel het om het tydens die nagmaal Sondag te bedien, hierdie woorde, hierdie bewoording om te sê, om, as die lorry nou net verby gaan, hierdie woorde te sê, die kerk van Jesus Christus, en ek praat nie net van Vader, ons weet mos nou, dit is God se liggaam oor die wêreld heen, sy bruid, sy vrou, het hy met sy eie bloed verkry. Ons het dit nou, André het dit vir ons nou gelees, dis met sy eie bloed verkry. Nou geliefdes, as dit dan so is, dat hierdie gemeente van Christus, sy liggaam is, wat hy met sy eie bloed verkry het. Hoe is dit dan, dat daar steeds mense is, wat nie skaam om die liggaam van Christus te slaan nie? As Dawid deur Saul gejag was, hoeveel keer wou Saul hom doodmaak? Dan bedien Dawid vir Saul met die gitaar of met die harp, en dan al wat hy as 'n dankie sê is 'n drillende spies langs sy kop. 'n tweede keer kom dit weer en Saul wil vir Dawid doodmaak. Dan help die Here vir Dawid. 'n derde keer dan wil Saul vir Dawid doodmaak, dan help die Here vir Dawid. En een dag, toe is Dawid, Saul in die grot, en as ons gaan lees wat eintlik daar is, in 2 Samuel 24, wat daar eintlik daar gebeur het, toe was Saul in die grot, om homself te verlig, as jy nou verstaan wat dit beteken, en wat hy nie weet nie is, hy gaan hurk, reg voor Dawid, wat vir hom wegkruip, en Dawid se manne tik vir hom, en hy sê hierdie woorde, hoor nou mooi, ouens, luister hierso, ek sê almal hier, hulle tik vir Dawid en sê, God het Saul in jou hand gegee, steek hom, maak hom dood. Dawid sê 2 dinge. Nommer 1, ek sal my hande nie lig teen die gesalfde van God nie. Hoe is hy die gesalfde? Hy wil jou dan doodmaak. Ek raak my hande, want Psalm 105 vers 15 sê, raak my gesalfdes nie aan nie. Dawid sê, ek sal my hande nie uitlig of steek teen die gesalfde. En weet jy wat was die tweede ding wat Dawid hulle doen het? Hierdie ou, of hierdie maatjies, wat vir Dawid gesê het, maak hom dood, Dawid het hulle laat doodmaak. En gesê, uit die koninkryk van God uit. Het u besef hoe Dawid verstaan het van hiërargie, van God se gesagstruktuur? Hoe skaamteloos is daar bedieninge vandag wat hulle self die reg eien om die manne en vroue en die liggaam van Christus onbeskaamd aan te val. Nou geliefdes, kom ons blaai gou almal en maak ons klaar. Maar hierdie gaan vir u amazing wees. Dit staan op my notas. Numeri 23. Nou, geliefdes, is u gereed vir die beste nuus. Kom ons sê gou, ken almal die verhaal van Biliam. Nou Biliam is 'n profeet of 'n waarseer of whatever, jy kan nou maar maak nou nie saak wat hy geklassifiseer was nie. Maar Biliam is gehuur met 'n paycheck deur die koning van Moab om Israel, God se kerk, te vervloek. En hy die paycheck voor die tyd, weet jy van, ken jy die storie, en nou loop hy nog met sy donkie, en die volgende oomblik toe staan die engel van die Here tussen voor, en die donkie is daar, en die volgende oomblik toe praat die donkie met hom, en hy sê, hy het my nou al 3 keer geslaan, en hy praat terug met die donkie. Nou geliefdes, ons het ander dag het ek bedien, en ons kan weer dit bedien oor die gees van misleiding, en hoe vieslik misleiding en hoe subtiel misleiding is, dat toe die paycheck al hoe meer raak, toe begin Biliam weg te kyk van wat God sê, en hy begin gaan vir die paycheck. En die hele subtiliteit van kompromie in ons wandel met Christus, maar dit nou daar gelaat. Hy was so mislei
Ek meen, as hier nou 'n dier staan en praat, gaan hy moes sê, maar iets is nou nie reg nie, stem nie saam, maar hy praat sommer met die dier terug. Kyk, dan moet ons nou sê, kyk, hy het nou 'n level van koekoes bereik wat bietjie next level is. Goed, maar dit is wat misleiding is, maar, man, hoor nou mooi, sy oog gaan oop en God's mercy happened. Dank die Here daarvoor. So dis nie net negatief nie. Nou kom Bileam en die gees van God word vaardig oor hom. En hy gaan in 'n verrukking van sinne in. En nou luister die koning van Moab, want hulle weet as hierdie ou sê, as hy in daai verrukking van sinne ingaan, dit wat hy praat gebeur. Pos net gou hierso ouens. Hoor gou hierso. Noem gou vir my die sondes van Israel op. Ek het nou, deur die Here se genade het ek so bietjie weer, omdat ek 'n nuwe Bybel het ek weer so deur die wandel van Israel deur die woestyn geloop. Dan sien ek 'n goue kalf. Geliefdes, dit het meer as 2 keer gebeur, wat ek daar gerecall het, dat God vir Moses sê, ek gaan Israel nou uitwis van die aarde af, hierdie volk is sondig. En dan sê die Here 'n toets vir Moses, dan sê hy, ek gaan hierdie volk uitwis, dan bly net ek en jy oor soos ek en Abraham oorgebly, dan maak ek van jou 'n groot nasie. Dan tree Moses in, dan sê hy, nee Here, have mercy, dan sê hy, u kan my naam uit die boek van die lewe uithaal. Maar geliefdes, as jy net weer die trant van die sondige Israel, as jy net weer die trant van dit gaan lees, dan sien ons hoe sleg was Israel gewees regtig. Dan kan 'n mens nie dink dat God so genadig met Israel kon wees nie. En eintlik dan skryf ons eie name daar en dan besef ons, as ons die verhaal van Israel gaan lees, dan sien ons 'n volk wat 'n failure is. Maar nou hoor nou mooi, Numeri 23, hierso word Bileam opgeruk, of ingeruk in 'n verrukking van sinne, en hy profeteer, en die koning van Moab luister, en hoor nou wat sê hy, vers 19, God is geen man, dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind, dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie, kyk, ek het ontvang om te seën, en hy het geseën, dan kan ek dit nie meer nie. Nou goed, vers 21, is die safety belts aan. Wie van u wil met my verskil vandag, om te sê, Israel was nie so sleg nie? As u met my verskil gaan lees, tot nou toe, gaan lees het intens, dan sien u, wat se failure van 'n volk was Israel gewees. En hoeveel sondes, op sondes, het hulle gedoen. Hoe sondig moet 'n volk wees, dat God sê, ek gaan hulle nou van die aarde afvee. Dit moet redelik sondig wees, stem jy saam? Nou ouens, luister nou mooi. Bileam word verruk en hy sê die volgende woorde. Hy sê, kyk wat sien hy. Hy sien in die gees. Hy sien Israel en hy's op 'n hoogte. En hy sê, ek sien hierdie volk. En hoor nou wat sê hy, vers 21, hy sê, 'n mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob nie, en sien geen onheil in Israel nie. Die Here sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die koning is by hom. 'n God wat hulle uit Egipte gelei het, is vir hulle soos die horing van 'n buffel, want daar is geen towery teen Jakob of waarsêry teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. Ensovoorts. Ouens, as ons kom ons dink net vir 'n oomblik, en ek gaan dit net kortlik sê, wat hier staan, regtig, en as u Genesis 49,
vers 2 gaan lees, dan sien jy hoe lief, in Deuteronomium gaan lees hoe lief is God vir sy volk, hoe lief is hy vir hulle, en dit is deurgaans hoe God net deur Biblium sy liefde vir hierdie volk openbaar. Geliefdes, hoor nou mooi, na alles wat Israel gesondig het, aanskou Bileam geen ongeregtigheid in hom nie. Want wat sê hierdie ou verhaal sien Etienne altyd, en wie het nou gou op vinnige pen, Gerrit, mag ek gou jou pen leen, Kolossense 3 vers 3 leer vir ons, wat sien jy nou, kyk jy op vir my, sien jy allemaal 'n pen, dan maak ek hom toe, dan sien ek die Bybel, en soos wat ou Etienne sê, Kolossense 3 vers 3 sê, ons lewe is verborge voor God in Christus. Hier's Etienne, die Bybel is Jesus, in alle respek, as God na jou kyk, sien hy jou nie raak nie. Hy sien net vir Jesus. Ons het dit nou net gelees, en ouens, dit in die Ou Testament, as 2 Korintiërs 3 vir ons sê, hoeveel te meer in die bediening van regverdigmaking. Geliefdes, hy sê, voor God sien hy geen ongeregtigheid nie. Nie lang voor dit staan daar nog steeds, ek meen, Nummer 21 van hoe die volk gevloek, doodgegaan het oor hulle sondes. Hoe de aanhoudend, dit was 'n ongoing ding, maar toe die Gees geopenbaar word, toe sien hy geen ongeregtigheid in dit nie. En hoor nou mooi, vers 21 sê, en daar is geen towery teen Jakob nie. Wat beteken Jesaja 54 vers 17, wat sê geen wapen wat teen jou gesmee word nie. 1 Korintiërs 2 vers 15 sê geen vloek. Niemand kan 'n vloek op 'n Christen plaas nie. Nou geliefdes, die ou goeie om te sê, ek moet nou eers my bloedlyn gaan skoonmaak, en allerhande ou klomp nonsens. Geliefdes, 'n kind van God kan nie getoor word nie. Prys die Here. Kom sê 1, 2, 3, prys die Here. Want dit is wat hy hierso sê, geliefdes, geen vloek, niks het effek op 'n kind van God nie. Nou geliefdes, hoe is dit as God so lief is vir sy kerk, ten spyte van, te midde van, dat God sê, ek aanskou geen ongeregtigheid in my volk nie, want ek kyk na Jesus die hele tyd. Hoe is dit dat mense so skaamteloos slaan? U weet van die uitdrukking van onvergifnis is soos, ek glo almal ken seker die uitdrukking wat sê, om in bitterheid te leef, is om gif te drink, en te hoop die ander gaan dood. Ken almal daai uitdrukking? Nou net so geliefdes, Paulus, of die boek Hebreërs sê, laat geen wortel van bitterheid in julle harte val nie. Dit gebeur, geliefdes, in die kerk, is soms, unfortunately, die plek waar ons die meeste seer kry. Maar geliefdes, daai selfde kerk wat jou seer gemaak het, of daai selfde leier, of voorganger, en as ek dit ooit enigstens, moet jy met my asseblief kom sê, dat ek kan repent, maar die selfde ou wat jou al seer gemaak het, is gekoop met sy eie bloed, is deel van daai gemeente wat hy gekoop het met sy eie bloed. En geliefdes, daarom sê die skrif vir ons, is dit 'n voortdurende waakproses, om nie ons harte te verbitter, teen bedieninge, of teen die liggaam van Christus nie. Want die sonde van Michal, die straf van Michal, om geestelik onvrugbaar te wees, is eintlik wat gebeur. En het ek en Irina dit nie deur die lewe
gesien en gesien en gesien nie. Geliefdes, so daarom is dit vandag 'n kosbare geleentheid om soms saam met die gesindheid van Jesus te wees, om te sê, toe hulle vir Jesus gesê, Here, maar daar's ander ook wat preek, toe sê Jesus, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En toe word Paulus vervolg deur die ouens van Amerika, of deur hierdie sogenaamde bedieninge. Sluit by ons aan, dat ons nog kan valse ouens expose. Paulus het dit ook gehad, hy het ook gelei daaronder. En weet jy wat is mooi van Bill Johnson, die leier van Bethel? Hulle het eendag in 'n onderhoud vir hom gesê, jy weet van die 4 ouens wat het hulle missie gemaak het om jou te neil. Nou ek weet van die ouens, en almal of baie van u moes al seker al blootgestel het aan daai ouens se goeders. Bethel, die duiwel. En wat doen Bill Johnson? Hy sê, in die oggend as ek nagmaal gebruik, dan noem ek hierdie ouens se name, en ek sê, Here, ek roep seën en lewe oor hulle. Ek bid vir redding. Wat het Paulus gesê in Filippense 1, vers 15 tot 24, hy sê, ek weet, daar is aanvalle teen my, ek weet hulle versprei boodskappe, soos wat vandag gebeur oor, die ou en die is van die duiwel. Dit het al in Paulus se tyd gebeur. En wat was Paulus se gesindheid? Hy het gesê, so wat? Laat hulle aangaan, solank Jesus net op 'n manier gepreek word. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Nou, ou leer nooit dat die ware manne van God hierdie in 'n teenreaksie gaan en hierdie ouens probeer terugneil nie. Maar geliefdes, dit gebeur. Maar ek wil vanoggend laat ons afsluit en sê, ek het hier 'n stelling geskryf, 2 stellings. Die een is, lê alle oordeel teen sy geliefde liggaam neer. Lê alle oordeel teen sy geliefde liggaam, wat hy met sy eie bloed verkry het, lê dit neer. Geliefdes, mag die Here ons oë open, om te sien hoe lief is Jesus vir sy kerk. En as ons besef hoe lief is Jesus vir sy kerk, dat 'n ou soos Biliam gesê het, ek waag dit nie, om teen God se liggaam te praat nie. As Dawid gesê het, ek sal my hand nie lig teen die gesalfde. En ek meen, hoe kon Dawid dit gesê? Die ou wil jou doodmaak. Die ouens het vir hom gesê, die Here gee hom in jou hand. Yes, en dan die tweede ding wat ek wil sê is, dank God vandag vir hoe hy na sy liggaam kyk en sy liggaam beskerm. Dat hy so ver gaan om te sê, 'n kind van God, wat die gees van God in hom het en wat gedoop is, kan nie getoor word nie. Nou daai skrif, dat ek net afsluit met dit, net om vir 'n ding neer te lê. Geliefdes, daar's niemand, wat my gaan oortuig, dat die doop nie krag het nie. En ek kan vir getuienis op getuienis gee. Nou in daai skrif in 1 Korintiërs 2, praat van eintlik in vandag se taal astrale projeksie. Wie van julle het al gehoor van dit? Nou dit is wat die sataniste doen om, hulle gaan uit hulle liggaam uit en dan gaan hulle nou om vloeke op mense te plaas. Nou wat daai skrif sê is, ons het die kennis van God, maar hy sê die vyand kan nie in jou gees inlees nie, want jy is toegemaak deur die bloed. Nou daar was 'n meisie, vroeër tyd in Namibië, wat al 'n doop het, sy het uit die okkulte, uit satanisme uitgekom. En sy is gedoop. Sy het haar lewe vir die Here gegee, en sy is vrygemaak en sy is gedoop. En sy kry seer binne in 'n kerk. En die leuen van die vyand sluip in.
En sy sê, ek wil teruggaan okkulte toe. En sy was 'n heks of whatever in daai rankings van hulle. En een aand toe woon sy 'n ritueel by hulle by. En sy sê vir hulle, sy wil terugkom. En hierdie ouens gaan in 'n ritueel in en hulle gaan in hierdie trance in. En hulle sê, maar iets is snaaks. Jy kan nooit weer terugkom nie. En sy sê, hoekom nie? En dan voer hulle rituele uit om nog meer te kan sien. Toe sê hulle, vir jy's gedoop. Jy sal nooit weer kan terugkom waar jy was nie. Nou geliefdes, dis een van baie getuienisse wat ons het. As ons net besef, hoe kyk God, hoe committed is God teenoor sy liggaam. En dan verstaan ons iets wat Psalm 139 sê, Here, al gaan ek, hardloop ek weg van u, soos daai girl, en ek hardloop weg, en sê die skrif, ook daar sal ek jou gaan haal, en ek sal jou terugbring. Geliefdes, God is committed teenoor sy kerk, of ons het besef of nie. Hy is committed teenoor jou. Hy was committed teenoor Israel. So committed dat Israel so gesondig het, maar toe Israel expose is, ek meen, expose was in die gees en Moab sou kyk en sê, yes, sien julle wat se valse gemeente is die. En toe dit in die gees geopenbaar word, toe word aan het gesê, not guilty. En toe daar getraai word om hierdie kerk te toer, toe sien hulle, jy kan nie getoer word nie. Hulle het sonde gehad, hulle het, noem die sondes op, die sondes was daar, maar die vyand het geen grip op hulle gehad nie, want hulle is toegemaak met die bloed van Jesus. As ons dit lees in die begrip van die Nuwe Testament, dank Jesus daarvoor. Halleluja. So, kom ons kies vir oggend en ons sing die, ek wil vir oggend hê, ons sluit af, dan sing ons het soms so uit ons heupe uit, oor die bloed van Jesus. Ek glo dit is maklik genoeg, almal sal dit ken. Maar kom ons staan vir oggend op, en dan sing ons dankie vir die bloed vir Jesus, van Jesus. Maar dan wil ek vir oggend vir u vra, wil u nie vir oggend vir Jesus vra, Here, help my, dat daar geen vinger wys in my hart, teenoor enige mens wat my al ooit van sonnaskool, maak nie saak waar het is nie. As enige mens jou te nagekom het, want geliefdes, ons almal word blootgestel aan dit. Because it's life. Laat gaan daai mense, vergewe. Laat geen, ek meen die skrif sê, want wat doen bitterheid? Hy sê, dis soos 'n kanker wat versprei in jou emosies. Nou dis 'n visiestelling, en dis wat die woord vir ons sê. Halleluja. Dankie Jesus, dat dit is hoe u kyk na u kerk. En dankie dat ons vir oggend net kan sing oor die bloed van Jesus. O die bloed van Jesus. O die bloed van Jesus. O die bloed van Jesus, dit was my witter as sneeu. Dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my witter as sneeu. Dankie Here, dankie vir die bloed van Jesus. En dankie Here dat dit is hoe u na ons kyk. Here, iemand het eendag gesê, die woord justified beteken just if I had never sinned.
Halleluja. Wil jy nie sommer die persoon langs jou net sommer vashou en sê, Here, dankie dat ek vir oggend hier kan staan, asof ek nog nooit gesondig het nie. Halleluja, hoe kosbaar is dit nie? Halleluja. Nou, geliefdes, meld, terwyl ons sommer so saam was, vir oggend so kosbaar het hy gebid vir ons, nou sien jy kans om af te sluit. Ag, dis so, jy het so mooi gebid, man. Okay, Pieter. Papa Vader, dankie dat ons net weer vanmôre, net soos ons hier begin het, Here, hier sal uitgaan, maar met meer kennis, nie van die boom nie, maar kennis van U, Here, die persoonlike verhouding wat ons met U het, en die kennis wat ons geleer het vandag, om dit te gebruik, Here, teen die dinge wat ons aanval, en te weet, daar is niks, maar niks, as ons vir U is, Here, wat ons, daar is goed, maar U se beskerming en U liefde en hoe ons dit hanteer daardeur, omdat ons U ken, Here. Dis die wonderwerk wat in elkeen van ons is. Ek prys U vir U goedheid, U guns, U liefde, U teenwoordigheid. Mag elkeen wat hier uitgaan vandag, die wat ver ry, die hele sal bewaar en nader hou. En Here, dankie dat U liefde alles oortref. En dankie dat U bloed oor elkeen van ons is. En dat ons weer kon herinner word hoe belangrik dit net is om net oor te gee, Here, en dat U in elkeen van ons sal oorneem. In Jesus naam. Amen.